Welkom by ons video oor projekrisikobestuur. In hierdie eenheid, ons sal die noodsaaklike stappe ondersoek wat betrokke is by die effektiewe bestuur van risiko's om projeksukses en stabiliteit dwars deur sy lewensiklus te verseker. Risikobestuur begin met die identifisering van potensiële probleme wat 'n projek kan beïnvloed. Dit behels projekaktiwiteite ontleed, belanghebbendes raadpleeg en historiese data hersien om dokumenteer alle geïdentifiseerde risiko's in 'n risikoregister. Sodra risiko's geïdentifiseer is die beoordeling van hul waarskynlikheid en impak van kardinale belang. Prioritiseer hierdie risiko's deur kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes te gebruik op grond van hul potensiële uitwerking op die projek om op die belangrikste bedreigings te fokus. Die ontwikkeling van risikoreaksieplanne is die volgende stap. Strategieë kan vermyding, versagting, oordrag of aanvaarding insluit. Vir hoë prioriteitsrisiko's, skep gedetailleerde aksieplanne om dit effektief aan te spreek. Risikobeperking behels die implementering van maatreëls om die waarskynlikheid of impak van risiko's te verminder. Dit kan beteken dat projekplanne aangepas word, hulpbronne toegeken word of gebeurlikheidsplanne ontwikkel word om die projek se sukses te verseker. Die monitering en hersiening van risiko's is 'n deurlopende proses. Hou voortdurend dop wat geïdentifiseerde risiko's en hul snellers is, die risikobestuursplan opdateer soos nodig om nuwe of veranderende risiko's dwars deur die projek aan te spreek. Doeltreffend risikokommunikasie is noodsaaklik. Verseker duidelike en gereelde opdaterings oor risiko's en die bestuur daarvan met alle belanghebbendes en verskaf inligting oor risikostatus en reaksieaksies om deursigtigheid te handhaaf. Ten slotte, sistematiese risikobestuur is die sleutel tot die beskerming van projeksukses. Gereelde monitering en kommunikasie maak voorsiening vir aanpassing by nuwe risiko's, wat projekstabiliteit verseker en die gewenste uitkomste bereik. Dankie dat u by ons aangesluit het.